Welkom weer terug by Royal Talk en ons sluit vandag ons reeks af met hoe lyk 'n verhouding met Jesus regtig? En vandag gaan ons praat oor dat ek en jy 'n tree moet vat. Elke goeie journey begin met 'n tree, 'n besluit wat gemaak is, iemand wat 'n keuse maak, iemand wat 'n idee het, maar dit begin by iemand wat 'n stap van aksie vat. En dieselfde, dit lyk so vir my en jou verhouding met Jesus. Dit begin by 'n tree, dit begin by 'n besluit wat ek en jy vat, dit begin by 'n keuse wat ek en jy maak om te sê maar ek kies om saam met Jesus te stap, ek kies om hom aan te neem as my verlosser en saligmaker. En hang af waar jy al is in jou journey met jou verhouding met Jesus, lyk jou tree dalk anderste. Maar die amazing ding is, dis 'n reis wat nooit ophou nie. Dis 'n reis wat nie tot op einde kom nie en Jesus nooi my en jou elke dag uit om te sê, maar vat nog 'n tree. Daar's nog wat jy kan beleef, daar's nog wat jy kan ervaar. Maar dit begin alles by 'n tree. En wat ek en jy moet besef is, Jesus is konstant besig om my en jou uit te nooi. Jesus is konstant besig om vir my en jou geleentheid te skep om hierdie tree te vat, maar elkeen van ons het vrye keuse. Elkeen van ons het 'n vrye wil wat ons moet besluit. Wat gaan my reaksie wees? Gaan ek respond op God se calling vir my lewe? Gaan ek kies om in sy purpose vir my lewe in te gaan, al verstaan ek nie noodwendig waar dit gaan uitkom nie? Gaan ek kies om gehoorsaam te wees in hierdie situasie, al besef ek nie noodwendig wat die nagevolge daarvan gaan wees nie? Al kan ek nog nie die blessing sien nie, kies ek om hom te volg. Kies ek om hom te volg ten spyte van die moeilike omstandighede, ten spyte van die druk van die wêreld af. Kies ek en jy om hierdie tree te vat. En soms is dit 'n leap of faith wat ek en jy moet vat. Om regtig al ons vertroue in God te sit, al ons hoop in hom te sit en te sê, Here, ek weet nie. Ek weet nie wat die uitkoms gaan wees nie, ek weet nie hoe hierdie gaan uitwerk nie, ek weet nie hoe u gaan deurkom vir my nie, maar ek weet u gaan. En 'n leap of faith vat in sy karakter, en wie hy is, en waarna toe hy my en jou uitnooi. En in Hebreërs 11 vers 6 sê dit, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek gaan beloon. En dit is my so mooi om te sê, maar as ek en jy werklik glo, as ek en jy werklik ons vertroue in hom sit, dan is dit moontlik vir my en jou om hierdie verhouding met Jesus te hê. Is dit moontlik vir my en jou om hierdie verhouding met hom te hê en om so te beleef. En wanneer ons tot hom nader, wanneer ons hom soek, wanneer ons daai tree vat, gaan hy my en jou beloon. He's never gonna leave us hanging. En dit sê dat as ons tot hom nader hy weer tot ons ook. En God is 'n God van beloftes, God is 'n God wat bly by sy woord. En as ek en jy daai leap of faith kan vat, as ek en jy daai eerste tree net kan vat, elke tree wat ons vat, gaan hy vir ons voorsien. So, waarna toe nooi Jesus jou uit vandag? Hoe lyk die tree wat jy dalk vandag moet vat? Hoe kan jy in gehoorsaamheid optree teenoor dit wat hy van jou vra? En dalk is dit 'n klein treetjie, dalk is dit iets klein wat jy moet doen, en dalk is dit bietjie 'n groter tree, dalk is dit 'n groter besluit wat jy moet maak om te sê, maar ek kies om bietjie van my gemak agter te los, ek kies om bietjie van my populariteit agter te los en om regtig hierdie tree saam met hom te vat. En mag jy besef, en mag hoe meer tree jy vat, mag jy vertroue net meer en meer in hom groei. Mag jy besef dat hy werklik 'n God is, wat elke keer gaan deurkom vir my en jou. Ek wil vandag graag saam met jou bid. Here, ek kom vandag in die naam van Jesus en ek seën elke persoon wat na hierdie kyk vandag. Ek seën hulle met bonatuurlike geloof en vertroue in U. En ek wil vra, Heilige Gees, dat U hulle sal versterk. Dat U elkeen van ons sal kom en sal kom oprig en daai vertroue en geloof sal gee om daai tree te vat. Here, dat U karakter meer en meer aan ons sal kom openbaar. Dat ons sal kan weet, maar U is 'n God wat ons kan vertrou. U is 'n God wat deurkom vir U kinders. En Here, wat ook al tree elke persoon vandag moet vat, mag U hulle die courage gee om te doen. Here, dalk is dit daai initial tree om te sê, maar ek het al lank gewonder, ek het al lank geworstel, maar ek het nog nooit werklik die besluit gemaak om Jesus aan te neem nie. Bid ek dat U Gees hulle vandag sal kom oortuig, sal kom ontmoet daar en werklik waar net sal kom ontvang, soos wat hulle is. Here, en vir die van hulle wat dalk langer al 'n pad stap met U, wat dalk groter tree of moeiliker tree van oorgee of gehoorsaamheid moet vat.
Here, mag U hulle ook daar help en lei. Mag hulle besef dat U is goed op U woord, en U sal daar beloning vir ons gee. Dankie vir U liefde en U genade, en dankie dat U altyd goed bly. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het weer vandag. Ons sien uit om volgende jaar weer Royal Talk te hervat, waar ons begin met iets nuut, iets vars, en mag jy 'n geseënde feestyd hê saam met jou vriende en familie.